Suid-Afrikaners het sedert September verlede jaar byna 57 miljard rand uit hul spaargeld onttrek sedert die totstandkoming van die twee-pot aftreestelsel en die DA in die Tshwane Metro Raad is warm onder die kraag omdat die metro die kragtoevoer na sy eie reservoir afgesny het. Vrydag 20 Junie, die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, sê Suid-Afrikaners het sedert September verlede jaar byna 57 miljard rand uit hul spaargeld onttrek sedert die totstandkoming van die twee-pot aftreestelsel. Hy sê byna 4 miljoen onttrekkings is tot dusver aangeteken met net minder as 'n half miljoen belastingbetalers wat al 2 keer van hul aftreegeld onttrek het. Kieswetter sê die belasting wat die Inkomstediens hieruit ingesamel het, beloop ongeveer 15 miljard rand. Hy het daarop gewys dat die stelsel 'n gesonde balans handhaaf deurdat mense steeds vir hulle aftrede spaar terwyl hulle huidige ekonomiese uitdagings die hoof kan bied. Suid-Afrika is 124ste op die 2025 globale vredesindeks uit 163 lande. Hoewel Suid-Afrika 3 plekke sedert verlede jaar verbeter het, is hy steeds onder die 40 nasies wat die minste vreedsaam is en word hy as medium risiko geklassifiseer. Die jaarlikse indeks wat deur die Instituut vir Ekonomie en Vrede vrygestel is, skets 'n somber prentjie te midde van die nuwe konflik wat die afgelope week tussen Israel en Iran uitgebreek het. Die poskantoor beoog om 'n beduidende deel van die winsgewende koerierbesigheid in die land in te palm, met die doel om teen 2029 meer as 'n kwart van sy inkomste uit die sektor te verkry. Met die voorlegging van sy jongste strategiese plan aan die parlement het die poskantoor verduidelik hoe hy beoog om sy inkomste in 2024 hieruit van ongeveer 1,9 miljard rand binne 5 jaar tot 5,2 miljard rand op te stoot. Dit sal 'n beduidende herstrukturering van sy inkomstebasis vereis, met geteikende groei in digitale dienste, sowel as koerierdienste en die aflewering van pakkies. Die groep verwag dat sy inkomste uit tradisionele posdienste verder sal afneem. En Toyota se versekeringsmaatskappy Tokio Marine and Nichido Fire Insurance dagvaar die KwaZulu-Natalse regering, Transnet en die eThekwini munisipaliteit vir 6,5 miljard rand. Dit hou verband met struktuurskade, inkomsteverlies en die verlies van voorraad wat die motormaatskappy by sy Prospecton aanleg gekry het tydens die 2022 oorstromings. Toyota beweer dat sy aanleg en bedrywighede erg beskadig is omdat die owerheid nie vloedvoorkomingsinfrastruktuur in stand gehou het nie. Die DA in die Tshwane Metro Raad is warm onder die kraag omdat die metro se kragtoevoer na sy eie reservoir afgesny is. Volgens die DA se woordvoerder oor finansies in die raad, Jackie Uys, is dit nie die eerste keer wat die stroombreker by die Suiderberg reservoir se pompe verwyder word weens wanbetaling nie. Volgens Uys het die party al by verskeie geleenthede sy kommer uitgespreek oor probleme met interdepartementele betalings en is dit duidelik dat die probleem nog nie uitgestryk is nie. Dit is die belangrikste nuus vir die Vrydag. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Groete tot volgende week.